Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 10de Oktober, Koffiekuier 980. Ek wil vanmôre saam met jou verder lees uit die woord van die Here uit 2 Timoteus 2 uit. Ons staan Oktober maand stil by die Timoteus tekste van die leeshoofstuk. En 2 Timoteus is mos nou hierdie brief wat Paulus skryf uit gevangenskap aan die jong dominee aan Timoteus. Timoteus wat in Efese die gemeente, die gelowiges daar begelei het. En dan skryf Paulus eintlik so 'n hartsbrief, wil mens amper sê, vir Timoteus oor sy bediening, oor die volharding in die bediening en met 'n klompie gedagtes en raad en riglyne vir waarmee hy besig behoort te wees en waarop hy moet fokus dan ook in die uitdagende tye wat die vroeë kerk daar in die jaar 67 na Christus beleef het. Met die vervolging van die Christene vanuit Nero, uit Rome, dan is spesifiek. Nou, as Paulus dan nou in 2 Timoteus 2, as ons saam lees, dan kan jy eintlik al daar van vers 1 af saam lees, terwyl van die tyd vanoggend gaan ek dit nie doen nie, maar ek wil jou uitnooi om dit te lees. Jy hoor hierdie baie persoonlike verhouding, hierdie pa-seun tipe van mentorskap verhouding, waar Paulus vir hom sê, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus ontvang het. En dan praat Paulus met hom oor volharding. Hy gebruik die voorbeeld van 'n atleet en 'n soldaat en 'n boer wat ons met tyd moet volhard om die regte goed te doen. En dan lees ons vanuit vers 8 vanoggend. Hy sê, onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Met ander woorde, Paulus kom en sê, Timoteus, in jou bediening moet jy alles altyd anker aan die opstanding van die Here Jesus Christus. Hy sê ook vir hom, dit is die evangelie wat ek verkondig. Dis die goeie nuus, nie? Onthou, evangelie, evangelion, dis die goeie nuus wat hy in 'n konteks waar mense hopeloos en moedeloos is, waar hy bring om te sê, Christus, ons Here het uit die dood uit opgestaan. En dan sê hy in vers 9, hy is so ernstig daaroor, vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeye soos 'n misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. Soos Paulus vir Timoteus sê, die feit dat jy die evangelie verkondig, gaan vir jou in moeilike plekke bring, in moeilike tye bring, selfs in die tronk bring. Maar die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus se opstanding, kan nie geketting word nie, dit kan nie gekeer word nie. En daarom sê in vers 10, daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. En dan haal Paulus daar in vers 11, 'n bekende lied uit die kerklike lewe van daardie tyd aan. Dis nie 'n psalm of iets nie, dis maar net 'n lied wat hulle geskryf het. Hy sê, dis 'n betroubare woord, en dan sing hy, dan sê hy eintlik hierdie loflied. Hy sê, as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. En vriende, voordat ek nou oor die laaste sinnetjie daar in vers 13 iets sê, net so bietjie oor daardie gedagte van verloon. Ons kry maar so half 'n bietjie van, is dit nou dit werk? Is ons dan nou nie getrou is nie, dan gaan die Here ook sê, maar ek onttrek my van jou. Of iemand skryf so mooi hieroor en sê, dat wanneer ons vir die Here op 'n manier sê, ons verloon, ons stel nie belang nie, dan het hy soveel respek vir ons, dat hy dit reciprocate, dis die Engelse woord, ons dink ek net, dat hy sê, maar dan aanvaar ek dit, ek eerbiedig jou standpunt al. En dan as Paulus nou hierdie goed aanhaal, dan sê hy, wanneer oor die ontrou en God se trou, dan sê hy, want dit is in God se aard en God se karakter, dat hy homself nie kan verloon nie. Dat hy altyd getrou sal bly aan die verbond, wat hy mos nou met Abraham, Isak en Jakob gesluit het, dat God sê, ek verbind my aan jou en daan gaan ek getrou bly. Dan gaan Paulus verder in vers 14 en sê, hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner. Dan word ek voortdurend moet ons herinner word, moet ons sê, onthou jy nog, onthou jy nog, onthou jy nog. En dit is 'n refrein, daarom wil ek amper sê, 'n dominee kan nooit genoeg preek nie, nee? Maar kom ek sê, dit was so kantopwerking. En dan sê Paulus ook, en vermaan hulle ernstig voor God, om op te hou stry oor woorde.
Nou, vriende, die konteks van die gelowiges in Efese, hulle het in hierdie moeilike omstandighede waarin hulle geleef het, was dan maar twis gewees oor die interpretasie van die skrif, en hoe moet hulle hieroor dink, en hoe moet hulle hierdie ding verstaan, en hoe moet hulle as gelowiges, en ons ken dit, nee, ook in ons tyd, het ons toch maar baie twisgesprekke en goeders oor die spesifieke interpretasie van die woord met die hoofletter, dan nou as ek dit so kan stel. De Paulus sê vir Timotheus, vermaan die ouens ernstig voor God, om op te hou met hierdie stryery. Hy sê, dit het geen nut nie, en is net skadelik vir die hoorders. En ek wil amper sê in ons dag en tyd ook, besef ons dit nie, wanneer mense van buite die kerk hoor hoe Christene oor goed stry, dan sê hulle maklik, maar as hulle so onder mekaar stry, hoekom sal ons nou deel word daarvan? Hy sê dit is skadelik vir die hoorders. En dan sê, wat moet ons eerder doen, nee, in vers 15, lê jou daarop toe, om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeid, wat die goedkeuring van God wegdra, arbeider wat hom nie vir sy werk hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Ek gaan net tot hier lees vanmôre. Ons kan oor 'n klomp goed, kan ons met mekaar stry en kan ons debatteer en sê maar ons stem nie saam nie, ons sien dit anders en wat ook al. En daar is 'n tyd en 'n plek daarvoor natuurlik. Maar wanneer ons as gelowiges ons getuieniskarakter moet uitdra, wanneer ons in die openbare lewe wil ek amper sê is, dan sê Paulus vir ons, fokus om die woord suiwer te verkondig, om hierdie goeie nuus van Jesus Christus se opstanding, dis die woord waarna Paulus verwys natuurlik, nee. Hy sê, ons moet dit suiwer verkondig. Daar moet nie aanhangsels en draadjies bykom nie. Dis waarop ons moet fokus. En dan hoef ons nie te skaam oor ons dienswerk voor God nie. Vriende, hierdie is so 'n paar gedagtes oor 2 Timotheus 2. Ek wil jou regtig uitnooi om dit lekker rustig weer deur te lees, en jy kan sommer die hele gedeelte tot daar by vers 18 na lees, en jouself ook voor te berei in onder leiding van die Heilige Gees, ook te vra, Here, help vir my, wat moet ek hierin hoor, vir my eie lewe, vir my eie konteks. So ek sê, Kirsten gaan Sondag die woord bedien hier in Kleinmondkerk, ek self is in Betty's Baai, by die hangklip deel van die gemeente, en ek wil veral dalk 'n bietjie meer fokus op hierdie, wat beteken dit om die woord suiwer te verkondig? My tema vir Sondag op Hangklip, die van julle wat daarna toe wil ry is welkom, nee. Die tema vir Sondag by Hangklip is woord van God, hanteer versigtig. Maar daaroor dalk 'n bietjie meer as ek Dinsdag weer saam met julle kuier. Kom ons sit so, en ons vra dat die Here vir ons self, deur sy Gees ook, sal oopbreek wat dit is waarop ons regtig moet fokus, sodat ons, soos 'n arbeider, nie skaam hoef te wees vir die werk waarmee ons besig is. Ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vanmôre ook op hierdie Vrydagoggend so kan stil raak, en dat ons u woord met 'n hoofletter geskryf, die Bybel het, om in te lees en u stem te hoor, in dit wat u ook deur Paulus vir 'n jong Timotheus gesê het. En daarom is my gebed dan ook, Vader, dat u deur die Gees vir ons sal begelei, om altyd met 'n stuk opregtheid en eerlikheid en integriteit te fokus op die belangrike goed van die evangelie, van die goeie nuus. En dit is, Here Jesus, dat u opgestaan het en die dood oorwin het. Dat u vir ons nuwe lewe moontlik maak, nou reeds hier op aarde, maar ook in die hiernamaals, en ons eer u daarvoor. Help vir ons om daarop te fokus in ons lewe, om weg te bly van die onnodige stryery oor goed wat nie regtig saak maak nie, maar dat ons so sal leef, dat u in ons lewe verheerlik sal word. Wees met ons in die res van die dag, in die naweek, en Vader, as dit u wil is, bring ons dan ook Sondag in ons eredienste, dwars oor die land en reg oor die wêreld by mekaar, sodat ons aan u die eer kan bring, want u is ons koning. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, geniet jou koffietjie. Ons is besig met so gesins- en familiekamp, jeug- en familiekamp hier in die gemeente. So ek is nou op pad, ek sal seker die grootste deel van die dag maar daar by Kleinmond Karavaanpark wees, waar ons so by die 40 kinders het, waarmee ons besig is, 'n klompie volwassenes, gesinne wat saam met ons daar is, sien uit daarna. Geniet jou koffie, berei jou voor, en hoor wat sê die Here vir jou oor die goeie nuus van Jesus Christus, wat die dood oorwin het. Mooi loop.